Halleluja. Ek weet nie wat die gebore in die waar. Vader, die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Baie sterk geword. Daar so 'n sagtheid in die atmosfeer vanmôre. So 'n sagtheid wat my opnuut weer laat besef my afhanklikheid van die Heilige Gees. Ja. Opnuut te besef van my feilbaarheid en my tekortkominge as mens. Ek vanmôre weet niks is moontlik sonder die Heilige Gees. En dat ek vanmôre kan verstaan dat die Here Jesus vir sy disippels sê, dis vir julle voordelig dat ek gaan. En dat ons nie wees agterlaat nie, maar dat ons vir ons vrees stuur. Sodat ons deur die Heilige Gees vanmôre in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus kan wees. Sodat die Here Jesus Christus môre deur die Heilige Gees met ons spreek. Ja, ons soos sy nabijheid kan aanneem. Halleluja. Here, ek wil vanmôre net iets sê, dankie vir die Heilige Gees. Yes, dankie Lord. Dankie vir die teenwoordigheid. Dankie vir die saligheid. Here, dankie vir die genade. Yes. Onverdiend. Ja, en onbestemd. Dankie vir die teenwoordigheid vanmôre in die gemeente. Dankie Here dat wanneer die kerk in mekaar kom, u liggaam, u brein, is die Vader in hulle lewe. Dat ons vanmôre weet dat ons nie ter vergeefs hier by mekaar is die Here, maar dat U hier is en die leefgraf is 'n bewys daarvan dat ons Here leef, hy opgestaan. Ons geloof is nie 'n saak van dood, maar 'n saak van lewe in Christus Jesus. Anders is Paulus sê wat dit alles neergelees is. As die Here dan opgestaan het, waarin sou ons hoop gelê het vanmôre? Waarin sou ons blydskap gevind het? Hoe sou ek nie vanmôre kon volhard tot die einde toe, as die graf nie leeg was nie, en as die Heilige Gees nie in ons uitgestort was nie? Yes, dankie Here, halleluja. Maar omdat ek nie vanmôre hier is ook 'n bewys dat die Here leef. En nog onder die kennis van die Here bewerk. Dit is die sy krag. Dit is vanmôre Jesus. Ja, dankie. Hemelse Vader, my gebed vanmôre is dit soos dit U nou teenwoordig is, U deur die hele diens sal wees en sal werk, en sal aanraak en sal verander. Here, U weet vanmôre, U ken elkeen wat hier sit, U ken elkeen wat op een of ander stadium instap, U ken, Here, U ken is bewus, tot van die diepstes is U bewus vanmôre, en weet ek vanmôre, U alleen is die antwoord, U alleen vanmôre is die uitkoms, U alleen is vanmôre die oorwinning, die deurbraak, wat ook al die behoefte is, U is die ewige ek is. Yes, amen. Halleluja. Here, dankie. Dat ons as mens kom besoek het. Dankie, Here. Dat U met ons bemoei is. Dankie, Jesus. Ons loof en ons prys U. Here, as ek vanmôre die voorreg gehad het om net stil te kom, dan Here, dat die Gees wat vanmôre doen, sodat die besig is om binne my te doen. Ja. En U het elke mens
daar's nie woorde wat kan doen wat nie nou doen. Goeiemôre. Aan elkeen van julle, amen. As ek onmiddellik begeer om te doen het, ek net op die toer gaan sit en julle aan julle eie dorp gaan laat en myself net verder verlustig in die Here. Ek weet nie weer ervaar wat ek ervaar nie. Dankie, ja. Ek het vir die Here dankie sê, dat hy so gekry het. Ja, prys die Here. Halleluja. Daar's geen beter plek om te wees as ek het my gesien. Amen. En weet nie wat ek vir julle gesê het. So, halleluja. Nou ek aan die Here die Here dat hy skort. Amen. Hy is wonderlik. Hy is alles en meer as wat jy kan dink aan. Hy is onbeskryflik. Hy is ondeurgrondelik, hy is onnaspeurlik. Hy is hoog, hy is verheerlik. Hy is liefde. Hy is genade. Hy is barmhartig. Hy is goedheid. Hy is eerlik. Hy is onveranderlik. Hy is standvastig. Hy is die anker. Hy is die waarmaker. Hy is die belofte. Daar is geen ander soos hy. Daar is niemand wat met hom vergelyk kan word. My roem is in hom en hom alleen. My hele siel wil vanmôre sy lof besing en sy grootheid verklaar en om aan hom eer te bring en dank te bring vir dat hy vir my goed is. Here, mag U vanmôre elkeen seën. Mag U in hand van genade elkeen bedek. Mag U regterhand hulle oplig en hulle ondersteun. Dankie dat die Here U voor hulle uitbeweeg en pad vir hulle gelyk maak. Dankie dat U die lig het en ons in die lig kan wandel. Word die Here. Here, kan ek oorweeg, goeiemôre aan elkeen van julle, mag die Here U seën. Mag U vanmôre ontvang met die verwagting wat U neem. Mag U verwagting oortref word vanmôre. Mag U kom met dit wat U gekom het, mag die Here dit vanmôre oortref sodat jy kan vanmôre net 'n klein bewustheid hê van die oneindige dieptes van sy liefde en van sy genade en van sy barmhartigheid wat hy oorvloedig oor jou lewe wil uitstort, 'n volle mate saamgepers tot oorlopends toe vol in sy heerlikheid en sy krag. Mag die Here U seën vanmôre. Is my gebed en in Jesus naam. Is lekker om aan hom te doen. Amen. Dis lekker om te weet dat hy dit alles gedoen. Dis lekker om te weet dat wanneer die Vader na my kyk, hy sê bedek jy nie die bloed van Jesus nie, maar deur homself. Ek wil jou vanmôre sê jy is bedek deur Christus. Amen. Soos wat hierdie klere my aantrek vanmôre en my naaktheid bedek,
kom die Here en hy bekleed my met hom om my geestelike naakheid te bedek, sodat wanneer ek voor God staan voor die Vader, is ek geregverdig deur Christus Jesus. Yes, amen. Yes. As 'n paar verskonings van Rike, van die ander vrou kan vra sy regtig en wel seker baie moeilike weet agter die blad. Sy moes haar pa begrawe gister. Die aard van sy dood is baie onaangenaam. Dit is nie baie lekker om iemand so in die dood af te staan nie. En dit was 'n baie emosionele week met al die redens en alles in die begrafenis en dan is sy liggaamlik met baie down. So sy vra dat asseblief vergewe dat sy nie vandag hier is nie. Maar ek glo en vertrou dat die Here ook haar sal aanraak en haar ook begees te lees vanmôre prys die Here. Dan is dit baie baie afsig van die gesien môre hier is. Dit is so lank as jy het goed besoekers en dan maar so mooi is nie vanmôre. En jy ons het saam gegaan. Ek het geen verjaardag nie, ek het geen huweliksherdenkings nie, en ek het geen afkondigings nie. Behalwe dat dienste van ons is normaal, want ek vanaand 6 uur ons diens, as jy nou reeds daarna, ek is nou soos 'n kind wat groei. Ek daar was bestaan dat ek reg in die fees so was en my seun was so ek sien hy daar ook al groot geword. Maar ek weet nie of dit, miskien is af van julle nog so is, maar genade toe ek jong was, ek geleer om te lewe. Ek het nie geëet om te lewe nie. Ek is nou nog besig om te eet, en vraag al vir my, maar wat eet ons nou? Nee, dis wat ek nou voel. Here, die tafel gedek vir ons vanmôre, maar ek sien al klaar uit in die ete van vanavond. Ek is klaar opgewonde. Ek voel net vanmôre asof ek nie kan genoeg kry nie. Ek wil net meer. Just want more of Jesus. Ek wil net meer van hom hê, dan nader aan hom wees. Ek wil so diep aangegaan as wat dit moontlik is vir enige mens. Yes, ek genade in die persoon. As ek brief vanaand sien, het ons diens. As die Here wil, en dan ook woensdagmôre as die Here wil, glo en hoop ek sal daar dames biddeling wees. Ek glo as daar enigstens iets is wat gebeur sal hulle in kennis stel woensdag aand series sal ons bid hier hê. Ons het met 2 weke dit nog nie gehad nie. So as die Here wil en dit is sy keuse met my nie kom haal nie, dan gaan ek woensdag aand bid hier. En dan Vrydag aand hopelik is dit daar weer. En as dan nie is die kennis sal weer. Die kennis sal weer. En dan die soos dit is. Is jy opgewonde? Amen. Is jy bly om hier te wees? Halleluja. Kom ons staan. Ek gaan vir Pastor Raymond vra of dienste op in my gebed. Dat ons net lekker saam sing en die Here se naam groot maak en onsself net oorgee en dan kan die Gees van die Here kom doen soos wat hy wil doen vanmôre. Ek het verwag dat die Here môre homself op 'n wonderlike wyse sal openbaar. Prys die Here, baie dankie vir die herinnering. Wonderbaar. Yes. Dis ons woord. Amen. Vader, ons kom na U deur die Seun Jesus Christus. Dis waar. Wat ons vandag die waarheid in die Here. Amen. En was en sal die. Amen. Here, dit is ons pastoor opgemerk dat ek vanmôre hierdie keer oopsluit en ek hier tussen die banke instap. Dit is asof jy in die Gees my reeds verhelp. En reeds teenwoordig is, Here. En hoe fantasties is dit nie vanmôre net om te kan weet dat U is reeds hier. Amen. Nog voor ons hier om ons te kom ontmoet vanmôre. Ja, amen. Here, maar dis nie vanmôre hoekom ons hier is nie. Ons is vanmôre hier om U naam te kom loof, U naam te prys, U naam groot te maak.
Here, dit ons Here wees. Ons uitroep vanmôre, Abba Vader, onze Vader, want wie is daar wat kan lief hê soos U? Daar is niemand. Here, vanmôre staan ons aan die voete en het ons die vloer betree en is ons aan die voete en ons vanmôre net kom en sê, Here, soos U wil vanmôre, nie soos ons wil nie. Ons het nie vanmôre agenda of program, maar ons gee vanmôre soos U wil, Here. Here, want uit onsself is ons tot niks in staat nie. Selfs ons beste werk is soos 'n wegwerpelike kleed voor die aangesig. Maar nogtans, Here, nogtans maak U met ons bemoeienis, nogtans besoek U ons, Here, en nogtans, Here, is dit 'n genadesaak wat U het gekom om ons te soek en ons salig te kom maak vanmôre, Here. Here, terwyl U vertoef om te kom. Here, ek was opgewonde terwyl ander gesê het U kom. En op 'n datum, Here, het ek gejubel en ek het gewens dit kan so wees, Here. Maar halleluja, Here, terwyl U vertoef om te kom, dat is vanmôre nog 'n geleentheid het om die Heilige Gees teenwoordig te wees, om vanmôre saam as die kinders in die akker te kom woeker, om vanmôre, Here, net gelyk te roep, Abba Vader, ons het U liefde, ons gaan op die altaar sit, en op vanmôre sê, wagtend op die vuur, Here, aan die vuur van die Heilige Gees, ons kom verteer, vanmôre, Here, dat ons vanmôre kan ervaar in ons binneste, U is die groot ek is, vanmôre, en ons dank U, Here, U is die Alfa die Omega, U begin en einde die eerste jaar, U wat was en is en sal wees, Here. U triomfeer vanmôre. Here, ons gebed is vanmôre. Ons gebed is vanmôre, Here, dat U hierdie verrigting is op ons seën. Die diensdag vanmôre is op ons seën, wat is in hierdie volk staan, Here. Hulle som is 'n productieve som, op ons sal rus en vroeg gedryf in die Heilige Gees, dat elke hartstapel vanmôre sal spreek, en dat ons die woord op ons hartstapel sal skryf. Vanmôre, Here, op vanmôre, ons lewe in terug, nie soos die wêreld na buite nie, maar soos U vanmôre ons gelei deur die Heilige Gees, en die woord wat nooit kan verander nie, maar altyd waar is, tot die ewigheid waar is, en dit sal nooit verander nie, want U is die woord, en U spreek vanmôre, en dat hy wat oor het, dat oor wat die Gees voor die gemeente spreek vanmôre. Hier van die naam. Amen. Amen. Elke beroep
Jesus Christus is die ja en die amen. As jy in Christus is elke belofte waar oor jou. Jy kan daarop staat maak. Dis onveranderlik, dis ewig. Ek is tot alles.
Wanneer jij zwak is, roem in jouw zwakheid. Want in jouw zwakheid komt zijn volle sterkte tevoorschijn. En hom is niet tot staat in alles. En hom is niks. Die woord zegt vir die mens is dit onmoontlik, maar bij God is alle dingen moontlik. En weet die verhoren, als je in hom is alle dingen moontlik vir jou. Niet je wat jy is nie, maar wie jy wat in hom is, wie jy is. Here, halleluja. Ek wil dans Wat een wonderlijke gedachte, ja. Om te zien dat die poorten van die hemel staan. Daar is nog daar is nog genade. Halleluja. Daar is nog tijd om te aardigen aan die land. Halleluja. Here, maak ons harten vol met de eigen en de liefde versieren. Here, dat ons die oesland sal ingaan en sal verklaar dat Jesus red. Jesus genees en hy doop nog
met sy gees. Amen. Dat ons jouself al vertel van die Yes. wat hy. Halleluja, liefde, red my. Toe ek verloren was, toe red liefde my. Christina, om jy vanmorgen sê, broek en sis, moenie opgeen. Ja, moenie opgeen. Hou vas, volhard. Paulus sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedstryd voltooi en ek het die Jesus sê in Mattheus 24, hy wat volhard tot die einde, sal die Don't give up, you are the great
ons U praat in gebed en smeek en danksegging. Here, dat daar 'n vrede oor ons sal kom, wat alle verstand te boven gaan. Here, vrede wat in U gesetel is, Here. 'n vrede wat daar by U gebore is. Here, dat U ons nooit aanneem. En omdat U ons die troon sit. Ja. Omdat U op die troon sit. Is die saak nie afgehandel. Maak die saak waarmee die vyand kom nie. Dit maak die saak wat die verslag sê nie. Dit maak die saak wat die uitkoms was nie. Solank as wat God op die troon sit, sal dit nooit die einde van die saak wees nie. En ek is hier om jou te sê, hy is ewig op die troon en hy het die laaste sê. Don't give up. Don't give up. Because God is on your side. En hy maak jy meer as dit is. Amen. Jy sal jy. Ek is nie vanmorgen hier om nie te sê dat jy gaan kry wat jy wil kry, of wat nie wat jy sal bevind. Ten spyte, ongeag wat die toekoms kan inhou. Ongeag wat die wêreld in jou kan toeslinger, jy sal bevind. In Christus sal jy bevind. Amen. En Here is dit bevind. Dis waar. So moet jy op die moedeloos maak. Ja. Here is die hartseer. En daar baie mense wat eintlik 'n hoop op 'n persoon gesit het, wat iets gesê het wat nie in die woord van God staan nie. Ja. En wat vandag ontmoedig voel en vra waar is die Here dan? As ons oog vestig op die mens en die saam met hom vat, waar jy oog gefestig is op Christus, sal jy staan. Die storm sal jy nie oorweldig, die vuur sal jy nie oorweldig, die water sal jy nie mis nie. Dit is wat jy mis nie.
En dank u voor genade en verstrekt, onverdienstelijk voor ons uitgestoten. Heer, dat u scherp ziet dat hierin is die liefde aan ons openbaar. Dat u hier niet terwijl ons nog zondaars was. En dan gaan wij verder om te zien dat terwijl ons die vijanden waren en die ons met die verzoent. Wat kan groter wees als dit hier? Wat kan meer vrede aan een mens brengen om te weten dat je zondes jou niet toegerekend worden? Dat je onschuldig wordt. Heer, we staan vanmorgen hier en ons moet erkennen dat ons is schuldig. Amen. Ons is schuldig, ja. Soos wat die klacht die ons was, so is dit die waarheid. Maar des te meer kan ons vanmorgen die waarheid van die genade waardeer. Then when mercy walked in. Die tijd weer graag. Of het heet, die dit nog staan ons vanmorgen, in spite wat op het klagstaat geskryf was, staan ons vanmorgen onschuldig en gerechtvaardig in Jesus Christus. Want die woord sê dat die skuldbrief wat teen ons was, het hy aan die houtkruis vastgenaald. Amen. Dankie Jesus. Dankie. Die Heer wat vir my mooiste is, die wonderlikste is, dat daar is 'n nuwe balansstaat geskryf. Met steens erin. It doesn't say so. It says, "Oh to you." Hoe wonderlik is dit? Hy betaal die skuld wat aan my was, betaal hy. En die balansstaat sê nie net vanmorgen pyn voel nie. It doesn't even say zero, but hy sê net a credit, oh to you. Hallelujah. Want in God is die lewens oorwinnaar. En hom is die staat. Nie net is my reken vereffen nie, maar daar is aan my 'n lewe gegee. Ver bo dit wat ek kon bid. Jy is goed. Daar sal nooit genoeg tyd wees. Daar sal nooit genoeg tyd wees. Daar sal nooit genoeg papier wees. Daar sal nooit genoeg woorde wees om die grootheid, die heerlikheid, die almacht, die genade, die goedheid te beskryf. Dat is die Heer. Dis waar. Dat is die waarheid. Heer, ek dink dit is hoekom die dag toe ons verweer ware die Gees die aan ons taal gegee en dit ons taal dat die aarde nie woorde is om dit kan beskryf. Here, dat ons verstand eintlik maar vrugteloos is, onvrugbaar is, wanneer ons eintlik begin om die naam groot te maak en eintlik dit net die Gees is wat dit kan doen. Die Gees deur ons. We are the benefactors of that. How great and how wonderful you are. You have done it. Ons is wonderbaar naam. Thanks to you. Ek wil toch geleentheid gee, as jy 'n dankbare hart het, om dit met ons te deel, as jy 'n woord het, om dit met ons te oopsien.
Ek ook meer met vir die Here sê, dankie dat hy vir my laaste gedoen het. Jy weet ek maar daar gesien dat ek gepad is. Ja, en ek wil nie net van my sê, wat hy geestelik in my lewe die laaste doen en ek het die tyd gedaan met dat so baie dat ek kan sien hoe die Here nie net in my lewe maar finansiële ook maak. En as ek dink hoeveel aandacht op my lewe vir die Here op my knieë gestaan vra Here stuur uitweg om my kinders terug te bring op my knieë voor U. En Here is so getrou dat ek besig om dit te doen. En ek wil vir al die kere gee wat Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. As the Here is the ladies that we are. En die eerste stukkie van die Jona. En dan iets. Wat in die leven is. En hy is daar die volk gaan waarsku. Maar dit lyk vir my as ek reg lees, ek wil nog die verder in die tyd gaan het, as ek reg lees, Jona begaan nie tot intensie, het oor tot waarsku, God kan dit stap volgen. En in die dagreis in gegaan sê, wat ek dit meegeleef, ek het in die tyd en laag, en sit en laag, en antwoord gaan doen. Ons kan doen. Maar God het antwoord. Maar in het gee, het oprecht, alleen, door een saak met God rechtgemaakt. En Jona kon dit nie lekker aanvaard en hy was bietjie opgeruk. En soms is dit wat ons ook doen. Ek herinner my aan 'n tyd toe ek hier by 'n ander maatskappy gewerk het en ek onregverdig behandel is en ek het gesê, ag Here, is dit moontlik? En ek het gedink, Here, slaan my op. Hoe dom kan jy wees? Hoe dom kan jy wees? Wat nou die soms kan in die leven van oor alle wees. Terwyl ek in my hart so gevoel het, ek daai stukkie van Jona weer lees en het my terugvat, en ek sê, Here, ek bely, hoe kan ek ooit so iets verklaar of gebid het? Maar die soms binne so voel. En Jona daar gesit en God het hom gesê, hoe kan jy nou kwaad wees? Dit is ek wat beskik. En die Here vanmôre net dankie sê, dat hy nie al ons gebede, ons versoeke, sommer net beantwoord word. Wat 'n gal sal daar in hierdie wêreld wees? Want ons dink nie, ons bepyn nie. Jona het daar ingestap en uitgestap en het 'n verwoesting verwag, maar God het anders besluit, want daar was berou. En dit bring ons, en ek kom dat ek om te berou. Ek wil net vanmôre, en ek staan voor die Here en ek sê, Here, sny dit af in totaliteit, en U guns, U seën, en die seën van die Here maak ryk, en geen moeite vir arbeid, tot daar hy moet, prys die Here. Jy kan die woord oopmaak, Romeine 8, voor die broer al nie. Ja, gaan. Ek is absoluut daarvan oortuig, die dieptes van God se woord is so groot dat wanneer jy by Romeine 8 uitkom, jy heeltemal iets anders te gaan sê dan as wat my plan was. Ek weet eintlik wat is my plan nie. Ek kan myself net oorgee aan die Here. Ek wil nie vanmôre iets gou sê, kom ek lees maar net weer. Hierdie is 'n moeilike ding. En dit sou seker wys gewees het van my om vir iemand anders te vra om te dien vanmôre.
Maar vir een of ander rede het die Here dit so beskik dat dit nie so gebeur nie. So my fokus was op die begrafnis en my fokus was op 'n boodskap vir die begrafnis. En uit die aard van 'n begrafnis kom familie met mekaar baie lank laat gesien het in mekaar en as 'n familie van die Kaap wat ons oorgeslaap het, so ons het lekker saam gekuier gisterand en ek het baie laat ek my mag afsonder en ek het sê ek was so moeg dat ek niks geregistreer het. Ek was so moeg dat ek daar van my lesenaar sit, my rekenaar oop en die Bybel oop en ek op niks gefokus kan. En ek maar half van my benoudheid, moegheid, breewel en vir die Here sê, nou moet jy help. Ek is nie eens in staat om enige iets te doen. Ek het 'n boodskap vanmôre. Die Here het 'n boodskap, ek het nie dit gemeet. Met baie benoudheid vanoggend met die Here gepraat en my slaap het my nog baie vroeg wakker gemaak want hy het nog 'n uur voor die tyd van mens slaap en hy het dag vroeg môreoggend en hy is nog skaamteloos. Hy dan so nog wakker en almal moet opstaan en so aan. Maar ek bly wel. Sien my rutine was heeltemal uitmekaar gegooi want my manier van dinge doen is nie die weer so in die avond en kyk is die Here jou goed gesit en jy kry die boodskap wat jy hierdie week werk, alle kere werk ek so nie, dan kry jy saam so ek begin al Saterdag afsonder, ek doe die Here lees en dan sit ek maar lees nie tyd totdat ek 'n boodskap het en as ek dan nie een het nie, dan gaan slaap ek nie. En hoe ek slaap, ek gaan lê. Maar die heel nag met die Here bezig. Die Here is heel nag met my bezig. Maar my ideale program is nou om Saterdagmiddag daar te sit en jy laat nie die Here nie praat en jy werk die boodskap. Sondagmôre staan ek op, ek gaan steek trek aan en ek in die kamer en ek begin bid en ek gaan weer die woord, die boodskap, alles. Nog 'n woord, ek weet nie wat ek verstaan het. Ek weet nie. Ek verstaan dinge goed gekik van ek sien nie weer gaan. Ek het vanmôre opgestaan en dink, okay, hier sit nou. Nou moet jy instorm, jy sê ek vars, jy is reg, kom gekyk wat dit daar, wat is daar, wat wil ek lees nou? Kom. Dit is my vader. Kom nie binne. Op 'n stadium moet hy nou gaan, want wie is waar, die ander hy is rustig en kalm, hy baie stil, hy hou my dink. Dan waar weg en die binne gaan met hy. Nou weet ek, daar is er tyd vir die goed, dis nie nodig en alles, en begin bid, en tot begin met die werk, die gaan die jy weet wat, en die begin is waar samen. Sal nie vir draal en plak, ou dag nie. Ek is opgewonde. Ek wil vanmôre met u gesels oor die onafskeidbare liefde van die Here. En ek gaan met u praat uit my hart uit vanmôre en nie wat hier in die nota staan nie. Dit is so maklik. Ek dink die heel bekendste vers in die Bybel is Johannes 3 vers 16. Hollywood ken hom ook. En dit is die vers wat ons die meeste aanhaal. En dit is sekerlik een van die verse wat God se liefde dan beskryf.
Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. Daarin lê genade en barmhartigheid vasgelê in een vers. Maar in my eerlike opinie, en ek dink ons het so 'n tydjie en ek het met Daniël so vinnig daaroor gepraat, oor Jesaja 53, daar is geen gedeelte wat God se liefde vir my so beskryf soos Jesaja 53. Waarom die realiteit is wat hy vir my gedoen het en vir jou gedoen. Jy sien, want genade is om vrygespreek te word aan iets waarin jy skuldig is. Genade is wanneer iemand die mag het om autoriteit oor jou uit te oefen en om in jou skuldig te kan bevind en aan jou 'n vonnis uit te kry waaraan jy skuldig is en dan nog toe kom om te sê ek verklaar jou onskuldig. Amen. Dis een van die grootste karaktereienskappe wat vasgelê is in God se liefde. En wat dan so mooi nou dat die broer Andries vir ons hier kom verklaar het. En daarom het ek en jy vanmôre die vermoë om liefde hê, omdat hy sy liefde in my en in jou gedeponeer het. Ek sê vir jou broer en suster, voordat jy geweet het waar het jy niks geweet van liefde. Niks. Ja. Jy was so selfsugtig as kan kom, en alles het maar oor jou gegaan. Ja. Maar dankzij die dag van die Here, ek is baie seker daarvan, woord sê nog waar, kyk ek staan voor die Here en klop, en hy wat vir my oopmaak, ek sal by hom ingaan, en by hom feesmaal hou. Daai is 'n liefdesverklaring. Want die idee van die feesmaal is nie om te eet, is om te sê dat my lewe behoort aan jou en jou lewe behoort aan my. Hierdie ete wat ons hier het, van my eenheid is in my lewe. Maar as 'n paar van ons manne wat hardkoppig is, wat ek sê die seën van hulle waar die Here die deur oopgemaak. Dit ek kom nou in. Dit is hy wat jou hy het jou kom soek. Sy liefde het jou gesoek. Jy het hom nooit gesoek. Hy het jou kom soek. En hy het jou gevind en hy het jou getrek. En soos wat broer Andries, hy kom en hy sit iets binne jou sodat jy hom kan lief hê, sodat jy kan sê ja, Here, hier is ek. Ja. Hoe meer ek oor hierdie goed nader, hoe meer gaan dit my verstand te bowe om te verstaan hoe lief God my en jou het. Ja. Hy het alles gedoen. Hy het die prys betaal. Hy het die versoening gebring. Hy het jou getrek. Hy het goed in jou liefde in jou gedeponeer sodat jy hom kan lief hê, sodat jy kan reageer op sy toenadering. Amen. Kom ek sê vir jou, en julle is nou almal kom ou mense. Julle is oud en getroud. Maar kom ons wees eerlik met mekaar. Sy kan hoe mooi wees. Maar as dan nie aantrekkingskrag is, dan sy maar vleis en vele sy. Is al nie iets is wat trek, maak dit die saak nie. Hulle kan agje visser wees, met die mooiste woorde. Wie is visser? Wie is een visser? Langenhoven, Beethoven. Ek kan 'n skrywer in 'n dik, hulle kan met die mooiste woorde wees. But if there's not something that pulling, dan werk dit nie. En weet jy wat? Dieselfde het gebeur met my en jou ontmoeting met die Here. Van my kant af was daar niks nie.
Maar die Here kom en hy wees my genadig en hy sien, sit iets binne my wat nooit daar was nie. Sit hy daarin sodat ek sy toenadering kan beantwoord en sê ja Here, hier is ek. Dankie Here, omdat U my eerste lief gehad het, het ek U lief. Amen. Dis genade. Dat jy vrygespreek word. Terwyl jy 'n vyand is. Terwyl jy nog jou poppe uit die kot uitgooi. En rebelleer. Klaar kerm, ontevrede met alles. Sê ek jou reeds versoek. In die Engels is dit baie mooi en Engels praat van mercy and grace. As jy nou gaan vertaal, dan sê mercy is genade, en as jy sê grace, dan sê dit is ook genade. Maar eintlik is grace barmhartigheid. Want God se liefde strek verder as net genade. Dis hoekom ek aan u vanmôre gesê, jou balans daar. Ek sê daar's 'n stempel wat sê pay up en all, maar die balans daar sê nie zero nie. Daar is kritiek. Weet wat is die lekkerste ding? As jy jou opgawe indien en jy kry jou opgawe terug en daar's 'n minus van die bedrag. Mense, dan raak jy dan gewerk. Kyk, daar's niks so lekkers om geld by die SARS te vat. Dis lekker, man. En jy vat eintlik niks nie, want ek kom jou toe. Wanneer jy in Christus is die balans staat en jy seer nie, maar daar's kritiek, iets wat aan jou behoort, omdat jy deel is, omdat jy erfgenaam is, dit kom jou toe as kind van die Here. Jy het onverdienstelik bekom, jy het niks gedoen om dit te kry nie, jy het nie 'n werk gehad. Dis baie goed om iets te gaan maak of doen en diens terug nie wil betaal. You got what you owe, wat jy verdien. Maar jy het niks nie. En dan jy sit vanmôre met 'n balans staan wat sê, there's something owed to you. Want hy sê, ek het gekom om lewe te gee, om dit te beveel. Dis die eindloosheid van sy liefde. Dat jy hom geregverdig is. Jy het dit wat hy gedoen. En dit nooit van jou af weggevat kan word. Jy kan dit weggee. Hebreërs 6 vers 4 sê, want dit is onmoontlik om hulle weer tot bekering kom. Hulle wat eens dit gesmaak het, dit heel agter was, wat eens in die lig gewandel het, en dan hulle rug daarop gekeer. Maar die duiwel kan dit nie weer kom vang. Kan ek sê vir jou gou vanmôre, nie eers jou struikeling wat jy soms laat val, daai neertjie wat jy dalk het, of miskien, luister gou van my mooi, ek praat nie sonde goed vanmôre nie. Wat jy weet, gelukkig staan ek in die kant. Die hemel weet, dat as jy in sonde lewe, sal jy die koninkryk van God nie beerwe nie. Maar ek en jy sien meer in die sonde. Ek en jy wandel nie na die vlees nie, al kom hy so nou en dan nie. So nou trek ons mos maar 'n bietjie kortbroek aan om die knie te wys na oom Boet. Kort my het om die elmboog te wys, né? Soms doen ons dit. Wat sê Paulus? Hy sê daar soms dan ons sondig stellig nie, maar sodat wat die genade nie meer moet word nie. Wanneer jy struikel, hoor my vanmôre dat word die genade meer. Ons moet nie die genade verwerk en dan dink as ek in sonde lewe, ek gaan wegkom. Maar ek wil jou vanmôre sê, as jy wel vanmôre jou toon gestap het en jy die yskas vervloek, as jy vanmôre jou vrou 'n suiker in die koffie gooi en sê moes nie, jy het jou vererg vir haar, as die taxi voor jou ingery het en jy het skielike tale gepraat, ek wil jou vanmôre sê, dat wie kom voor jou staan? Die aanklaer van die mens. Kom ons by die woord vanmôre. Dan sal jy sien vanmôre van hoe groot is die liefde van die Here. Romeine 8, ons gaan hierdie woordwerk vanmôre.
Ek gaan nou maak soos broer Andries, maar dis wat die Here my lei. Ek wil nie vir u preek vanmôre, ek wil met u gesels uit die woord van die Here vanmôre. Dat ek en jy hierdie onafskeidbare liefde kan verstaan. Die spyte van hoe jy soms oor jouself voel, partykeer stap jy sekerlik, as jy soos ek is, baie keer in die môre in die spieël, dan dink jy, wanneer gaan jy regkom? Wanneer gaan jy wakker skrik? Wanneer gaan jy iets goeds begin doen? Niks kan jy skyn van sy Hy sê daar in vers 31, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Weet jy wat my jou probleem is die meeste van die tyd, is die beeld wat ons van God het. As ek en jy, en ek het nou die dag daarvan gepraat, as ek en jy dieselfde beeld van God het, wat Sadrag, Mesach en Abednego gehad het, dan klim ek en jy ook hieroor. Want hulle beeld van God was groter as die beeld van Nebukadneser. Die oomblik wat ek en jy besef dat God is groter as Goliat, dan kan ek en jy, soos Dawid met een klippie, oor Goliat kom. En sê jy, wat staan in die slagorders van die Allerhoogste, jy wat kom met 'n swaard, ek kom na jou toe in die naam van Jesus Christus. Amen. Wanneer gaan ek en jy besef hoe lief God jou het en hoe groot is hy? En dat as hy vir jou is, wie kan teen jou kom? Wie kan? 1 Johannes 4 vers 4 sê, julle is uit God, my kinders. En jy het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Kom ek en jy verstaan een ding vanmôre. Hy het die vyand in die openbaarheid geklee en kragteloos gemaak. En as jy daai konteks verstaan en jy gaan in die ou tyd, dit is in Esegiel waar hy praat, en hy sê, ek sal die hak in jou kake inslaan, en ek sal jou sleep, so iets, iets in daai ding. Dit is wat die konings in daai tyd gedoen het. As hulle jou, wat hulle doen is, as hulle die land ingeval het, die hoofstad is nou die laaste, en het val 100 en dis waar die koning sit, in sy eie land. En val hulle uit sy paleis, en hulle trek hom uit. Hulle ontwapen hom. Daar's niks so weerloos vir 'n man as om naak te wees. Dis hoekom ek nie kan dink dat Rudolf Strauss kon dink dat 'n kampstaldraad enige voorbeeld sou inhou. Jy breek 'n man net nakom. En ek sê vir jou nou, as jy 'n man so afgebreek het, gaan jy hom nie binne 'n week of 2 weer opgebou kry. Jy gaan dit, is net God wat dit doen. Die mens kan net afbreek, wat kan dit doen? Maar dan kom hulle met die koning uit, en dan het hulle uitgeklee, en in baie gevalle staan hulle hak in sy kap en hulle sleep hom deur die hoofstraat om vir die volk te sê, ek is oor jou koning. Hy is kragteloos, hy is niks. Hy staan nie daar. Dis wat Jesus met die Heilige gedoen. Daarom is hy kragteloos vanmôre. Daarom is hy maar net soos 'n brullende leeu. Hy kan nie 'n revival. Hy is die vader van lees. Ja, hy is 'n mensemoordenaar van die begin af, maar hy kan niks doen. As jy kan besef vanmôre wie is in jou en wie is vir jou, dan kan hy kom met wat hy wil. En hy kan nie verwin. Dis waar. Want die liefde van die diamant van my toe. Hy sê in 2 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en van liefde en van selfbeheersing. En dan 1 Johannes 5 vers 4, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. That's how you win. That's how you beat it. Guess what? Tot dit het God vir jou gegee. Geloof.
Hy sê in Korintiërs, wees besadig na die mate van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. He even give you the faith to believe in him. Ja. Vers 32. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadig skenk? Amen. As dit wat die belangrikste was vir die Vader, wat vir hom die kosbaarste, dit wat hy sekerlik dan die meeste lief sou gehad het, as hy bereid was om hom ter wille van ons op te offer, kan jy verstaan hoe kosbaar hy is vanmôre? Kan jy verstaan hoe hy jou lief het? En dan twyfel ons oor petty stuff. Dan raak ons bekommerd oor petty stuff. Terwyl daar 'n baie kort kanaal is na die grootste bankier in die heelal, en dis op my knieë en vir die Here sê, hier is my behoefte. Dan sê hy dan ver bo dit wat jy kan dink of dink, jy weet jy. Hy sal nie toelaat dat jy vergaan. Hy sal seker maak dat jy net wat jy nodig het. As sy genade met my en vir jou genoeg is, sy vergifnis. As ek my seun offer, hoeveel te meer sal ek nie aan julle vergifnis gee nie. As ek my eie seun nie offer, hoeveel te meer sal ek nie aan julle versoening gee nie. Hoeveel te meer sal ek julle nie wederbaar nie. Hoeveel te meer sal ek nie aan julle die Heilige Gees gee nie. Hoeveel te meer sal ek nie aan julle vrede gee nie. Hoeveel te meer sal ek nie aan julle blydskap gee nie. Hoeveel te meer sal ek nie aan julle hoop gee nie. Hoeveel te meer sal ek nie in jou basiese. God weet wat het jy nodig. Hy weet jy moet eet. Hy weet jy moet drink. Hy weet jy klere nodig. Hy weet jy het 'n dak op jou kop oor jou kop nodig. Dan sê hy vir jou, beywer jou allereers vir my koninkryk en my geregtigheid, en al die goed sal jou bygevoeg. Hy weet jy dit nodig. Amen. En wat is die ergste wat kan gebeur as jy dit nie kry nie? As jy nie kos het nie, wat gaan gebeur? Ja, en dan? Jy gaan dood so wat. Prys die Here. Nou begin jou lewe eers. As dit dan die God se wil is, as dit dan God se wil is, dat jy dan moet sterf, so be it. Dis sy wil, dan is jy by hom, dan is jy ontslae van al die goed. Maar nou is die meeste van die mense so hoop soveel op hierdie dinge, en hulle besef nie, hulle is die ellendigste van almal nie. God weet wat het jy nodig. En as dit nie jou tyd is om te gaan, sal hy seker maar dit kry. Ja. En jy hoef nie geld te hê om dit te kry nie, hy kan dit natuurlik vir jou gee. Ons is so beheer geraak met papier. God het die papier nodig. Hy is die eienaar van beeste op duisende hemels. Hy besit alles, hy is die koning van die heelal. Die goud, die silwer is alles syne. Amen. Dink jy dis te wonderbaar vir hom om vir jou brood af te lewer, vir jou melk? Skielik kan jy dalk net bietjie. Hy sê, wees in alles vergenoeg, want dis die wil van God in Christus. Maar skielik kan jy dalk net, kyk jy, die kleerkas gaan oopmaak. Ja? Kyk hoe jy doen. Maar dis nie dit. Haal jy gegoed en dan vra jy jouself hoe oud is die ding. Kyk hoe grand hy is. Dink jy dis toeval? Dat jy die hemp by die kas uithaal? En jy sien
Die mense het 15 jaar terug, kyk nie nou so van. En dit pas nog. Ja, ek weet broer, dat ek baie mooi. Maar pas nog. Of jy kom by die huis, as by die huis het iemand op en weer sê, wie is 'n sak klere? Maak my dit wat jy wil. Kijk, jy gaan vir jy sê, ek het al klere gekry wat my hart begeer, dat ek ook nie meer werk gehad, ek nie meer inkomst nie, as wat ek gekry het, omkring door te werk. Maar, en klere is die, man. Klere is die. En vooral as jy nou, aan ons kant toe kom, dat ons het die meer lyf net as die ander. Dis die. Jy kan nie glo, hoeveel extra aan jou vraag, ek en die extra laag toe. Van extra laag toe dubbel X, is dubbel X die price op. Nou werk jy kry jy inkomste. Dan sê ek wil graag daai broek hê, ek wil graag nog 'n bietjie sulke hemde hê, maar kan ek nie koste hê. Nou verloor jy jou werk, jy verloor jy inkomste. Hoe kom iemand hier met 'n swart klere? As jy oop op. Nee, dis goed. Dis die hemde wat ek sien. Dis awesome. Dis hoe God werk. Dis hoe sy liefde werk. As hy sy eie seun nie gespaar het nie, en om ter wille van ons oorgee, hoeveel meer in hom sal hy ons ook nie alles genadig geskenk, in hom, in Christus, hy wat in jou is. Vers 33, wie sal beskuldiging inbring? Wie kan jou beskuldig van enigiets kind van jou? Wie kan jou beskuldig? Wie kan 'n saak teen jou maak? Openbaring 12:10, toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword en die mag van sy Christus, want die aanklag van ons broeders is neergewerk. Hy wat hulle aanklag vir ons God dag en nag. Daar's net een aanklaer en dis die duiwel. En Efesiërs sê vir ons stryd se fees en bloed is soms gebruik hy mense. Want hy sê baie partykeer lyk hy vir my wat self doen. Ja, hy stuur dan iemand anders dan dit kom doen. Maar nou sê die woord wie sal 'n beskuldiging inbring? Wie gaan jou aankla? Jy nie uitverkore is. Is ek en jy nie uitverkore nie? Behoort ons nie aan Christus nie? Is ons nie gekoop deur sy bloed nie? Is ons nie gewederbaar gevul met die Heilige Gees nie? Is jy nie uitverkies nie? Wie gaan teen jou 'n beskuldiging inbring? O genade, glo vir my, hulle staan gereed om te kyk dat jy nie struikel. En jy moet net ietsie verkeerd doen, dan is hy daar weer. Is jy 'n kind van die Here? Is jy werklik gewederbaar? Dink jy gaan hemel? Dit is beskuldiging op beskuldiging op beskuldiging. En nou sien jy hoor daar. God is die wat regverdig maak. En as jy saam met ons al vervolg het in die boek van Romeine net vroeër, dan sê hy, en ek en jy word deur Christus geregverdig. Ons word deur hom geregverdig. My geregtigheid is in hom, want hy wat geen sonde geken het nie, het vir my sonde geword, sodat ek kan word geregtigheid in hom. Guess what? As ek dit so kan verduidelik, die geregtigheid behoort nie aan jou nie. Dis soos om buite gemeenskap van goedere getrou te wees. Nou as jy doen die slim mense wat doen hulle sit die besig in die vrou se naam. Jy verstaan? Sodat as die skuldeiser kom, kan hulle niks wat dit wit doen. Dis dieselfde prinsip.
die geregtigheid waarin ek is, behoort nie aan my. Dit word my toegereken, maar dit behoort nie aan my. So, die aanklaer kan dit nie wegvat nie. Daarom sê die skrif, wie kan dan beskuldig? Wie kan in jou beskuldiging bring? Want jou geregtigheid kan nie van jou ontneem word nie, want jy is geregtig in die een wat die aanklaer oorwin het. Die wat die mag het oor die aanklaer. Dit is nou net so goed. Jy wil as 'n advokaat inkom en jy wil 'n beskuldiging inbring en die regter het jou klaar onskuldig verklaar. Wat gaan hy doen? Wat gaan die advokaat? Wat kan hy sê? Wat is dan wat waarde het? Niks is waar. Wie sal beoordeel? Jy is geregverdig. Jy sê liefde. Jesaja 50 vers 9, kyk, die Here help my. Wie is dit wat my kan verlig? Kyk, hulle sal almal verslyp soos 'n kleed, die mot sal hulle eet. Die Here help my. Wie is dit wat my kan verlig? As die enigste wat mag het om te veroordeel, jou vrygespreek. Vers 34. Wie is dit wat veroordeel? Jy sien, hierdie moet jy nou mooi verstaan. In die vorige vers is die beskuldiging ingebring. Hier verduidelik jy sê, wie sal die vonnis kry? Wat is wat veroordeel is? As jy onder veroordeling staan, is daar 'n pot, is jy skuldig bevind, so dat die vonnis oplegging nog nie klaar is. So wie gaan jou oordeel? Ons wat so mekaar maklik oordeel, sê die skrif nie, haal eers die balk uit jou eie oog uit, voor jy die splinter in jou broer se oog kan raak sien. Wie kan jou veroordeel? Dan sê hy Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat aan die regterkant van God is, wat ook van ons intree. Daar kan geen veroordeling. Daar's 'n aanklaer wat dag en nag voor God kom en beskuldigings inbring teen die uitverkorenes van God, maar ek en jy die ewige hoëpriester wat by God die Vader staan, wat die buffer is. Hy staan tussen jou. Dit wat die duiwel gesê kan nie eens by die Vader uitkom nie. Dit slaan vas teen Christus, die hoëpriester, en hy is die wat sê, ek het gesterf, en ek is opgewek vir hom. Daar is dus geen veroordeling vir hulle, wat in Christus Jesus is. Vir hulle wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So wat doen die duiwel? Hy maak hulle baie. Dis al. Met die grootste respek, ag Here, as ek verkeerd is in wat ek nou doen, vergewe my. Maar die duiwel sal kom soos 'n babietjie en nou en al wat Jesus gaan sê, speak to the hand. Daar's geen krag, geen waarde in wat die vyand sê. Daar is geen veroordeling. So dis tyd, kind van die Here, dat jy ontslae word van die veroordeling. Want weet jy wat doen veroordeling? Veroordeling dat jou fokus op die negatiewe goed. En weet jy hoe moeilik is dit om van iets ontslae te raak wat jy na die hele tyd kyk? Dit wat die Here sê, daar is geen veroordeling, fokus op my. Ek is die begin van my. Fokus op my. Amen. Fokus op my. En die Here se Gees aan die goed is daar. En dan die wonderlikste. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Jy sien, en nou lys hy hier goed, bedrukking, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, swaar. Weet jy hoe maklik is dit, as dinge nie ons wy gaan nie? As ons 'n bietjie verdrukking ervaar, of as ons in 'n benoudheid kom, wat ook al die geval mag wees,
dalk siekte, hoe vinnig ons voel dat die Here ons verlaat. Hoe maklik ons voel, ons is aan ons eie lot oorgelaat. Daarom kom Paulus spesifiek en hy kom lys hierdie ding, hy sê ten spyte van al hierdie goed wat in jou lewe mag gebeur, want die feit van die saak is, ek en jy lewe in 'n gebroke, stikkende wêreld waarvan die duiwel die koning is, die heerser is en hy absoluut alles in sy vermoë gaan doen om die lewe vir jou so ongemaklik en ongenaak maak en vieslik en sleg te maak. Hy sê ten spyte van dit alles, ten spyte van hoe jy mag voel, hy is nog steeds lief vir jou. Hy is nog steeds daar. En dit is seker menslik as jy dalk iemand 'n geliefde aan die dood moet afstaan. Veral vir 'n ouer wat 'n kind aan die dood moet afstaan. Is om in daai oomblik te seker te vra, waar was die kind? Hoe kon 'n liefdevolle God doen? Is nie vir my en vir jou om te bevraagteken. Maar die feit van die saak is, God is nog steeds lief. Hy is nog steeds, daar's niks wat ons kan skyn. Geen emosie wat ek ervaar. Selfs die woede en die leesding wat ek in daai oomblik mag ervaar, sal hy my vergewe. Ons het seker nie die reg om dit te doen. Maar sy liefde sal jou deur. Sy liefde sal jou deur elke verdrukking vat. Sy liefde sal jou deur elke benoudheid vat. Ja. Elke honger. Vers 37. Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars. Deur hom wat ons liefhet. 1 Korintiërs 5 vers 7 maar God se dank wat aan ons oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Ten spyte van dit wat aan jou toe kan kom, is hy lief vir jou en sal hy jou meer as 'n oorwinnaar maak. Daar's 'n plek waar hy sê en alles sal tot goeie meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat by sy voorneme geroep is. Ek wil jou sê wanneer jy in die oog van die storm is, lyk dit hierdie pers, die perste ooit van jou af. Jy wil dit nie glo nie, jy wil dit nie hoor nie. Vra vir my, ek was al daar dat ons na my wil kom met die woord. Hy sê hy begin en maak ek dit van klaar. Hy sê ek wil dit nie hoor nie, ek stel nie belang daarin nie. Ek voel nie nou so. Maak dit 'n verskil in waar hy staan? Nee, hy is daar. En dan wil ek weer teruggaan na die feit toe. As die Vader sy eie seun gee, dan weet hy ook waar jy gaan. Maar as ek en jy aan hom vashou, al is dit net aan 'n fyn draai. En dis sekerlik waar die liggaam die belangrikste is. Nie om te veroordeel, nie om te challenge nie. Weet jy wat die laaste ding wat jy vir 'n ou moet sê, wat daar is om te sê, onthou die woord sê dit. Just be there. Wees jy vir hom die draai toe. Wees jy vir hom, wees dan die klip waarop hy moet spring. Wees vir hom die slaansak wat hy moet slaan, om van die emosies ontslae te raak. Totdat die Heilige Gees met hom by hom op 'n plek kom, waar hy gereed is. Gereed is, om weer die liefde te kan ervaar. Sodat die Gees van God moet uitgelees, waarvan gelees, om weer in 'n plek te kom, want alles sal ten goeie meewerk. Jy is meer as 'n oorwinnaar, al voel dit nie so. Amen. Al voel dit nie so. Dan gaan 'n plek kom, waar die lig weer. Hoe sê daai liedjie, Only lost for the night. Jy sê,
Yeah, joy comes in the morning, might say, but something only lasts for the night. But grief, onheil, seer, pijn, it only lasts for the night. Joy comes in the morning. En weet wat is interessant dan? Pijn, dit is maar altyd so snaak dat ons God wel altyd vir alles beskuldig. Miskien besef ek nou iets en opsigte van lewe. Grief, pyn, hartseer, benoudheid, verdrukking is altyd in duisternis. Maar duisternis hou net tot die lig kom. Amen. Donkerte, swart, donkerte is die afwesigheid van lig. Duisternis kan nooit lig verdryf nie. Lig verdryf duisternis. Amen. En die manier wat duisternis het, is om die benoudheid en die verdrukking te gebruik om die ligte af te sit. Maar prys die Here vir sy genade, dit is nog maar net vir 'n oomblik. Sal hy deur sy gees in die lig aansit. En jy sal bevind. En sluit af met vers 38. Paulus sê, want ek is versekerd. Ek is van die oortuiging. Ek is van die geloof en ek wil dit vanmôre kom bevestig, sê Paulus. Daar is 'n waarborg. Dit staan vas en is onveranderlik. Dis wat hy daar sê. Wanneer hy sê ek is versekerd. Geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons hoop en bewys op dit wat ons nie kan sien. Amen. Ek is verseker, broers. Ek is absoluut daarvan oortuig. Dit staan vas en is onveranderlik. Ek waarborg dit. Ek waarborg dit. Hou hulle as spreekwys van dit wat Paulus gesê het in die skrif wat ek ook vanmôre waarborg. Ek is ook verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is. Amen. Daar is niks wat jou kan skei van die liefde van Jesus. Niks. Nie is die dom dinge wat jy doen. Nie so eers die keer wat jy in benoudheid opstandig geraak het nie. Want die woord sê ook in Hebreërs, ons is die ewige hoëpriester wat met ons nederlei het. Ja, amen. Wat in dieselfde goed gegaan het, hy het net baie anders te opgetree, want hy was volmaak, hy het sonder sonde. Amen. Ek en jy het maar nog 'n nikkerigheid weg. Die siel wat ons nou nie wil onderwerp aan die gees nie. Hy's nikkerig. Vir een of ander rede is die siel dan maar lekker lief vir die donker lopies. Maar deur die gees sal die lig deurkom, wat sy liefde trek. Amen. Die gees trek, die gees stoot nie af nie. Die Here sal roep, en hy sal vertroos, en hy sal met jou geduldig wees, en hy sal met jou lankmoedig wees. Totdat die Here wat op jou lief. Kan ek jou gou vanmôre nie sluit dit aan? Wanneer jy die grootste benoudheid is die liefde van Jesus ook die grootste. Maar hoor wat ek jou vanmôre sê. Die enigste rede hoekom die lig weer aankom is as gevolg van sy liefde. Is omdat hy nie opgegee het. Omdat die Here nie opgegee het. Want as hy jou nie lief gehad het nie, as hy liefde van jou af moes onttrek, dan sal die lig nooit weer aankom.
Ja, nooit meer waar. Nie hier nie, nog nie in die toekomst. But because you love him. Because you matter. Yeah, because you matter. Because he lived, you can face tomorrow. Amen. Because he lives, all fear is gone. Amen. And you should know by now dat jou lewe is nie meer. Amen. Omdat hy lewe. Amen. Omdat hy lewe. Amen. Prys die Here. Hemelse Vader, dankie vanmôre vir die voorreg om hierdie liefdesverklaring te kon aflê vanmôre in my gesin waar ek tekort geskiet het, waar ek misgevat het, waar ek wat ook al gedoen het. Here, dat die Gees dit sal regkry en dat die Gees die naprediker sal wees. Here, dat hierdie woord van liefde, 'n onafskeidbare liefde, Here, so in ons vas sal wees. Ten spyte van waar ons mag gaan, dat ons nooit sal twyfel in die liefde nie, Here. Ag Here, selfs in ons donkerste oomblikke wat ons so ver van U af voel en dink iets van ons vergeet, dat U deur die Gees nog steeds, dat ons sal besef, ons is nie geskei van U liefde nie. U liefde en alles oorwin. Here, dat ons ook sal weet dat U liefde daar vir ons in ewigheid is. Amen. Strate van goud, geen trane, geen hartseer, geen siekte, geen moeite van 'n arbeid nie. Net liefde. Ja, liefde volmaakte. Here, dankie. Dankie, Here. Mag U die boodskap verder seën in elke hart. In Jesus' naam. Amen. Amen. Prys die Here. Mag die Here U seën. Onthou vanaand 6:00 ons aanddiens. En ek is nogal opgewonde wanneer ons dan by hoofstuk 8 uitkom. Wat gaan die Here nog vir ons openbaar? Wat die dieptes van sy woord is onpylbaar, onmeetbaar. Jy kan nie daar uitkom. So mag die Here die vrede gee. Mag die hoop in Christus nie beswyk nie. Hou vas aan die Here, hou vas aan sy liefde en aan sy genade. En ons gee hom die eer. Kom ons sing die laaste koortjie, as die Here dit dan ook op die hart lê te saai vir sy koninkryk, mag die dan doen met 'n blymoedige hart, want die Here het 'n blymoedige gees lief. Mag die Here se oorvloed van genade en liefde oor u oorweldig en u weet, en dan is ons klaar. Die koortjie gesing het, gaan ek dan vir broer Andries vra om ons die diens af te sluit met gebed. En as die Here wil, hooplik sien ons mekaar vanaand. Prys die Here. Ek wil die Here loof. Prys die Here. Dat is iemand wat ik laat staan. Mooi. Ik moet helpen om daar te komen. Prijs die Here. Hy is koning. Halleluja. Amen. Amen. Yeah.
sy wonderbare naam. Dis lekker om aan die Here te doen. Dis waar dit lekker. Dis nie waar om aan die Here te doen. Baie dankie broer Anders. Hier baie aan te gee, maar Vader, ons loof en ons prys vir u goedheid en u guns en volg aan